Nou ek wil vanoggend sê aarde. Aarde. En almal ken die Onse Vader. Maar kom ek lees hom net vir ons so 'n bietjie weer. Laat hy lekker in ons geheue kom. Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader. Nou ek gaan nie oor die Onse Vader preek vandag nie. Ek gaan net een sin uithaal. Wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Onthou daai een. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Terwyl julle studente nou sit, vat jou papier en pen. Jy moet nie uitskeer nie, besoekers kan ook. En skryf neer iets kort. Wat pla jou hier op aarde? Tot in School of Fire. Aanhou se voete wat stink. Wat pla jou hier op aarde? Skryf gou neer. Dani, bedink iets. Almal, bedink iets. As jy nie skryf het. Jakob, bedink iets. Wat pla jou hier op aarde? Ek dink as ons nou moet sê, noem ons 'n ry name van ander wat ons pla. Maar as daai ouens noem, dan noem hulle ons weer. Soos is ons skuldig, ons almal dra skuld. Maar hoor gou. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek dink ons gaan hierdie maand wat kom net op dit werk. Wil julle Bybels wees? Hallo, wil julle Bybels wees? School of Fire? Steek hand op as julle wil Bybels wees. Wil julle Bybels wees? Hy sê, gee ons daaglikse brood. Los die diepvries, moenie vleis bysit nie. Niks pampoen nie, net brood vir 'n maand. Hy sê, gee ons daaglikse brood. Is dit reg, Wallace? Nee, ons sal daar maar ietsiekie bysit. Prys die Here. En vergeef ons al ons skulde, soos ons ook vir heiden vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot alle ewigheid. En vers 14 en 15 wil ek net lees. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook nie vergewe nie. Ek wil met dit beginne. Hoor vandag, as jy iemand nie vergewe nie, jy gaan nie hemel toe nie. As nie, ek hoor vanoggend, toevallig sê Isak Burger, op die toilet gaan sit, toe luister ek, want ek het nogal baie respek vir hy man. Toe praat hy nogal oor onvergewensgesindheid. Toe sê hy, daar is geen sins onderhandelbaar nie. As jy nie vergewe nie, gaan jy hel toe. Hoor vandag wat ek julle sê, want jy hou jou bo God. Jy besluit van wie hou jy en wie hou jy nie. Hoor gou, almal hoef nie van almal ewe te hou nie. Maar as jy iets teen iemand het, gaan jy nie hemel toe nie. Jy gaan brand en smelt en dan gaan jy besef, daar's iemand wat vir jou gesê het, in hierdie plek, jy moet bekeer van jou onvergewensgesindheid. Sekere sondes bring siektes. Partykeer is 'n siekte net 'n siekte. Matteus 10 sê, en hy het die disippels geroep en dan hulle die mag gegee oor onreine geeste, oor kwale en oor siektes. Partykeer het jy 'n kwaal, partykeer 'n siekte, dit bring Satan ook so by the way. Maar partykeer het jy 'n bose gees. Hoekom jy siek bly? En omdat jy nie genoeg vas en bid en God se aangesig soekie en net 5 minute en 10 minute met hom kuier, daarom bly sit daai demoon vir 5 jaar en 10 jaar. Hoor die woord. As jy werklik God soek en sê los my uit vir 3 dae, is die demoon weg. Maar mense wil kits. Dryf hom gou uit by my, hoor. Want môre wil ek weer 7 ontvang. En iets wat snaaks is. Hoeveel oproepe kry ek per maand van pastore af? Of mense wat sê, is in hierdie dorp iemand wat 'n duiwelke uitdryf? Dan sê ek, jou pastoor? Sê nee, hy doen nie dit nie. Pastoor, ek wil nie beledigend raak nie. Maar ek wil jou regtig sê, as jy nie 'n duiwelke uitdryf nie, dan stap jy saam met hom. Daar is die ander woord nie. 'n Pastoor en 'n dominee wat 5 jaar, 10 jaar in 'n bediening is en nog nooit 'n duiwel uitgedryf het nie, jy's 'n kansvatter.
Moenie skryf P-A-S-T in jou naam nie, skryf kansvatter, want jy is nie 'n pastoor nie. Klaar. Lekker vir die pastore en die dominees. Jy wat sê dat jy wedergebore is, al is jy nie 'n pastoor nie. Jy is ten minste 'n jaar of 2 al wedergebore, nog nie 'n duiwel uitgedryf nie. Same. Want as jy werk vir God of iets doen vir hom, dan sal jy al duiwels uitgedryf het. Duiwels is oral. Jy kan by jou huis gaan en leidryf daar in Jesus naam. Jy kan oral gaan en leidryf in Jesus naam. Kan ek nou vir jou iets sê? Vir party mense help. Niks nou op jou nie daar nie met ons Facebookie. Vir party mense help. Die duiwel help hulle om 'n geestelike boodskap te tik op Facebook. Hoor jy wat ek sê? Party mense word deur Satan gehelp om 'n geestelike boodskap te tik. Bybelversies, alles. Want dit kom nie uit jou hart uit nie. Dis 'n gewoonte. Soos 'n tafelgebed. Dankie Here Afrikaans wat ons kry, maak ons opreg dankbaar. My seun, my kinders, U kom God. Dis vir 'n lekker bord kos. Ek voorsien die skaap, ek voorsien alles. Here, ek is nie so lekker dankbaar oor dit, jy maak my tog dankbaar toe. Hierdie kos wat jy vir my gee, nee wat, dis nou nie so erg nie, maak my dankbaar, Here. Van Luca geef, François geef van Luca chocolate, hy staan so, hy sê dankie, hy sê nee, maak jy my dankbaar. Dis soos ons bid. Maak U my dankbaar. Hier is vir jou. Jy gee vir iemand 'n kar, vir jou kind. Jou kind sê, ek sê eintlik bly nie, maak my dankbaar. So elke dag aan tafel sê jy vir God, dankie vir die kos, maar maak jy my maar dankbaar. Ek is nie regtig dankbaar nie. Dis wat ons sê. Wat wil ek nou bereik? Ek wil net ster. En nou wil ek ander kant toe ster. Nou iemand vang nou hierdie ding vir die eerste keer in sy lewe en hy 46 jaar oud. Wat doen hy vanaand by die familieete? As iemand uit sy hart uit bid, Here baie dankie vir die kos, maak ons opreg dankbaar. Die persoon het nog nie daar gekom nie, maar hy bedoel dit opreg. Hey! Jy het verkeerd gebid, Roy het dit vanoggend gesê. En hy maak so die kos onsmaaklik dat niemand wil eet nie, want hy's godsdienstig. Los die mense uit en bid in jou hart. Here, laat hulle later hierdie referendum sal verstaan. Amen. Julle lees wat ek sê. Ek wil nog een ding sê oor onvergewensgesindheid. Van alle sondes bring onvergewensgesindheid die meeste siekte. Ek wil dit gesê het, en vanoggend toe sê Isak Burger dit. Van alle sondes bring onvergewensgesindheid die meeste siektes. Ons het al by mense wat kanker gehad het. Het loop sterf lê, as hulle vergewe, is die volgende dag reg. Ek sê nie alle kankers is onvergewensgesindheid nie, want dit is ons ook nou al genoem, ons sê so, dis nie wat ek sê nie. As ek rooi vleis eet, kry ek partykeer gout, nou sê party mense, jy's onvergewensgesindheid. Ek hou my nie hoog vir ewe nie, maar ek weet mos in my binnekamer, en ek weet mos, ek hou niks teen niemand nie. Ek bly vergewe. Nou, ek weet mos, hy kom nie net as ek vir iemand, daar buite miskien vir Jesus, hy kom wanneer ek rooi vleis eet. Dan weet ek mos, hierdie is 'n siekte. Ek moet aan my eetgewoontes werk. Maar as jy reg eet, en dan is jy sommer gout, en dan is daar 'n fout. Onvergewensgesindheid bring die meeste siektes, en baie kanker, en mense sal dood deur onvergewensgesindheid. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer.
Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Mary Baxter, die vrou wat die hel besoek het vir 40 dae lank, nee, saam met Jesus. Elke dag. Het gesê sy het op 'n vrou afgekom wat nie kon vergewe nie. Dan staan daai vrou en dan val die vrotvleise so van haar af. Jy eet die wurms. Jy kry mense wat so arrogant is. Dan sê hulle net so. Hoe kan daar nou vlamme in die hel wees en wurms? Hey, jy is so ver van God af. My God maak wurms wat deur vlamme, hy kan enigiets doen. Wat gaan met jou aan? 'n Ou wat so redeneer is verskriklik ver van God af. Hy ken nie hierdie God nie. Hulle sê dat val hy vleise so af. En onthou, jy voel dit soos jy nou sal voel as vleise nou afval. Soos daai vrou geteken het, die wat so masturbeer en seksuele goed het en porn kyk. Hulle kom sukkel op bande aan, met vleissaag, en dan word hulle so oopgesplit. Noem dit gruwel, noem dit wat jy wil. As ek jou kan keer om nie hel toe te gaan nie, is ek baie dankbaar. Baie mense sê altyd, met die aborsie, julle moet nie so gruwelik, onthou jy Lindy daai tyd, hy sê hulle, ons moet nie dit so erg wys nie. Dis nog erger by die hospitaal, die kind wat julle vermoor. As dit ver agtergeraak is, oor die 1200 nou, 'n dag, wat ons in Suid-Afrika vermoor, en ons is meer gepla oor 'n renoster as 'n kind. Ek like renosters en laat ons vir renosters opstaan. Maar wil jy vir my sê, ons staan vir al hierdie goed op, en ons staan vir ons wit vel op, na Trump toe. En nou haal ek 'n ding aan. Ek hou van wat Trump teen die woke, LGTB, aborsie opsê. Ek hou daarvan. Ek hou van Julius Malema, wat sê, ons myne moet 'n geslag beginne gemyn word, laat ons mense werk kan kry. Julius is reg. Maar is Julius met Kiel de Boer reg? Nee. So ek stem met Julius saam met een ding, is nie te sê ek moet met alles saamstem. Ek hou van wat Trump daar sê. Maar na hy 'n seksklag gehad het wat waar is, en wat hy vir God kan dankie sê dat hy vrykom, gaan dank hy 9 mense in die hof af wat hom vervolg het. Hulle het hom reg vervolg. Ek is nie teen Trump nie. Ek wil net die waarheid sê. Soos hy gister opgetree het, soos 'n barbaar. En die ander mense sê, Zelensky. Zelensky is van die pad af. Want hy het LGTB en hy soos ons demokrate.
Maar waaragtig, dit wat hulle gister gedoen het, is nie van God nie. Nogal een frase vir die Here aangehaal. Zelensky vir hom sê, jy gaan dit voel. Ek het nog nooit gesien presidente kan so beklei nie, voor die TV. Hy sê, jy gaan dit voel wat jy nou doen. Hy sê, nee, ek gaan dit nie voel nie, want my God beskerm. Nogal reg, wat hy gesê het. Maar hy het hom nou by Putin geskaar. Kom ons kyk as Iran aangeval word. En Putin is saam met Iran, wat gebeur dan? Al wat ek vir julle sê, wat wil ek eintlik vir julle sê? Netanyahu wat ek baie van hou. As hulle hom aanval, stuur hy die vliegtuig. Ek sal toch gaan gooi hulle. Maar Netanyahu sê baie in sy gesprekke, hoe hy teen Palestine is, en teen die moslems is, wat nie die LGTB wil toelaat. Hoor, wat doen ek nou? Ek wil net vir julle sê, ons hou van sekere goed van Rooie Straat, maar sekere goed hou sy van hom. En wat beteken dit? Ons moet ophou van 'n mens 'n God maak. Dis al wat ek wil sê. Ek laf dat die eendag sal julle my hoor as ek sê, ek like wat Trump nou gedoen het. En ek like dat hy vir Cyril 'n bietjie skop. Maar ek like nie dat ons Afrikaners nie 'n biddag uitroep vir Jesus nie. Maar ons vertrou Trump meer as vir Jesus. Ek staan saam met solidariteit. Ek staan saam met AgriForum wat gegaan het. Jy kan nie mense onderdruk nie. Ek stem saam met hulle. Maar hoor julle wat ek sê? Ons moet nie ons vertroue in 'n mens plaas nie. As ek die geleentheid het môre om met Trump te praat, gaan vra ek hom pas meer druk toe oor die aborsies. Gaan hom ook gebruik. As die oorlog daar klaar is, wil ek vir Zelensky nog lekker aanvat oor 'n paar goed. Wat sê ek, en ek sluit daarmee af by dit, moenie jou vertroue op 'n mens sit nie, dit kan ineenstort. Daar's mense wat nou dag op kyk net se puit sê, toe AfriForum oor is, toe sê hulle hierdie, sê die tannie, nou met Trump, wat vir ons gaan help, en Rooie Strauss op kyk net, gaan die land verander. Regtig, dankie tannie, dat jy so baie van my dink. Maar iets het jy mis. Ja, ek poog om hierdie land te verander, en ek kan, maar hoor gou mooi, daar's mense wat in my, ek het eendag in my gemeente in Beaconsfield gesê, ek gaan sulke beeltjies druk oor my. As sit julle dit in julle huis, daar byt julle my. Want van julle glo meer wat ek sê as wat God sê. En as ek nog op TV is, kyk wat het vanoggend op een van my gebedsgroepe wat 3-4 jaar oud is, wat mature is. Sit 'n vrou en die videoetjie sê met 'n Jesus gesig, as jy hierdie aanstuur en amen sê, raak jy die eerste miljonair in jou familie. Jy so uit die put van die hel uit. En ek kan jou nou al sê, die vrou gaan seker nou weer left of iets. Toe ek haar dit sê, hè? Maar sulke goed. Hierdie week was die ergste wat ek nog op Facebook, lyk vir my hulle boost dit nou. Dan neem hulle groot pampoen af, of hulle Photoshop hom, wat, maak hom groot. En dan weer 'n piesang, en dan sê hulle, it is coming for you, become a millionaire, say amen. Dis uit die put van die hel. Daar staan ek mos net daar buite sê, amen, 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 amen. Nee, I put my trust in God, en hy sal voorsien. My God voorsien tot in die goed, wat ander mense sal voorlag. Ons het hierdie poeier gemaakt, nee Lorenzo? Die tolla via. En ons het al baie sports gehad, ons lag self vir ons goed. En dan hap ek sommer so voor die studente so uit die Turks 5 blaar uit, en eet. En maak jokes, ons moet 'n bietjie lewe. Vir Stefan saamvat, laat ons kyk hoe hy daar opbereid. En weet julle wat? Dis die poeier het sien is, maar ons moet hom in pilvorm bring. Tussen 15 en 20.000 het is nodig. Vra vir François, the next morning, it was there. My vrou sê nogal uit alle goedheid, ons krag is swaar, en dit is so, ons moet 'n bietjie eers, vergeet nou net die pil ding, en laat ons by die krag kom. En sy is wyse woorde. Maar hierdie pil ding gaan vir die 30 hier inbring, en die volgende, ek maak toch nie medisyne met chemikalie nie, asseblief. Dis organic. Organic. Jy koop 1000 vir 'n kerk.
Dan gooi jy hom so oor hulle uit, anointing. Nou gaan iemand weer net daai stuk uitsny. Sit streepies daar, laat hom nie uitsny. Maar in elk geval, dis hoe mense raak. Hulle raak mal. Mense, die eerste blinde wat ek voor gebid het, wat die Here se oë oopgemaak het ek modder aangemaak, ek het nooit weer modder aangemaak nie. En opgesit en die blinde sien. Want die een oog was net blind. En die blinde sien. Ek het nie daarna, as nou begin 'n pakkies modder maak en verkoop. Holy modderie. En as ek dit gedoen het, was ons nou klomp geld hier maar op pad hel toe. Stickers, holy stickers. Nou in Zimbabwe, pak hulle die kratte komkommer so. Ek wonder wat doen hulle met dit. Maar, en dan moet jy hom eet. Dan sit 'n holy komkommer. Moet hom net nie wat drink nie. Maar eet hom. Wat gaan met ons mense aan? As ek net, hoe op aarde, ek moet dan my tema net inbring. Wat gaan aan met ons? Wat gaan regtig aan met ons? Ons raak in goed betrokke wat ver van God af is. Hoor gou hierso. Ek kies sommer Daggy, kom vinnig. Daggy, Lorenzo, Wallace, daar agter in die hoek. Kom. Okay, sê gou vir my, wat sê jy? Kom, praat net naby. Kan hy net gebruik. Vat gou so weg eers. Wat sê jy irriteer jou op aarde? Moenie nou change, ek soek jou boek eintlik. My selfsugtigheid. Jou selfsugtigheid. Dis nogal mooi, maar jy moet iets so 'n ander gekry het. Maar okay, staan daar. Jy? Hardhartigheid. Van jou? Ja. Ek wil hê julle moet oor ander mense praat, maar is mooi dat julle oor julleself praat. Gaan. Negativiteit. Van jou? Yes. Sê vir my, was die son warm laasweek? Baie warm. Toe jy daar tussen die Itola Fia skoffel, was dit lekker? Nee, hoor. Het jy nie gevoel jou gewrigte raak sommer los nie? Nee. Swak advertensie, gaan staan daar. Wag, ek wil hoor. Wat is die vraag gewees? Wat irriteer jou in ons wêreld? In ons wêreld, selfsugtigheid. Selfsugtigheid. Weet jy, jy's reg. Ek gestel daar, kom ons met die ou karretjie, gaan ons die kinders by die skool. Die mense, en ek weet almal met netjies se karre doen dit nie. Dan kan ons nie park waar ons wil hê, hulle druk vir ons uit. Hulle druk ons behoorlik uit, of jy moet wag, hulle eers, ek kan nou nie die voertuig se naam sê nie, ek ry ook van hulle nou, maar hoor gou mooi, dan moet hulle eers ry. Jy kry mense wat so selfsugtig is. Rudy, kom, ek wil 'n bietjie hoor. Wie is daar wat graag syne wil noem? Kom, Stefan, kom. Moenie 'n ander een uitdink nie. Why we all conscious live in peace and harmony. Ek wil jou eers om verskoning vra. Ek was nou laasweek so omgekrap met jou, ek loop weg, ek het net nie gebid, en ek dink, sukkel die ou met skilvers. Nou sien ek die spotses tot onder. Ek het regtig dit gedink, vat my hande net so. Yes, want ek kyk net, check haar. En ek dink, joh, maar hierdie ou sukkel met skilvers. Maar okay, ek wil nog daaroor gepraat het, Rudy staan daar.